Goed. Ons is vandag weer hierso om katekisasie te doen. Ons het nou verlede week oorgeslaan, hè? En ons moet aanbeweeg na Sondag 23 toe nou vandag. Maar kom ons bid net eers. Ons Vader, baie dankie dat ons nou weer vanmiddag katekisasie kan doen. Here, waar ons vanmiddag weer in die woord gaan wees en 'n klomp dinge gaan leer. Wil ons regtig bid dat U ons sal help om net te kan oplet. Ons bid dat U deur die Heilige Gees ons gedagtes sal vasvang en dit sal fokus op U woord en op U en dat ons U kan leer ken. Dat ons regtig in 'n verhouding met U kan kom en dankie dat ons so na U toe kan kom, Here. Amen. Right. Nou goed, Sondag 23. Kom ons dink net so 'n bietjie van waar op aarde is ons nou as ons in Sondag 23. Kom ons dink gou 'n bietjie weer. Net vandag. Waar begin die katekismes? Wat is die vertrekpunt van die katekismes? Wat dink jy? Sondag 1. Ja, Sondag 1 is die vertrekpunt en ons kan nie by Sondag 52 begin nie. Want dan gaan net so, dan is dit klaar. Okay. So mense moet seker by Sondag 1 begin, maar waaroor gaan dit in Sondag 1? Wat is die ding van Sondag 1? As jy een woord kan sê. Troos. Troos, troos. Ons is mense wat troos kort. Ons kort troos. Ons kort dit. Wat is ons enigste troos? Christus. Goed, kom ons brei 'n bietjie daarop uit. As ons aan Christus behoort. Nie meer aan onsself nie, maar aan Christus behoort. En daar sien ons ook hoekom ons troos kom. Want daar het iets gebeur, nou leer ons dit verder, wat maak dat ons aan onsself behoort. Dat ons eie baas wil wees. So, wanneer ons weer aan Christus behoort. Hoe behoort ons aan Christus? Wat doen Christus dat ons aan hom kan behoort? Hy betaal ons sondeskuld. Hy betaal met sy kosbare bloed ons sondeskuld. Daar sien ons nog iets hoekom ons troos kort. Want ons is skuldig voor God. Ons behoort aan onsself, ons is skuldig voor God. Wat doen Christus nog om ons, dat hy ons enigste troos is? Hy maak ons God. Verlos ons uit die mag van die bose. So daar's nog iets wat maak dat ons troos kort. Ons is in die mag van die bose. Ons behoort aan onsself, ons is in die mag van die bose, ons het sondeskuld. En Jesus kom verlos ons uit die sondeskuld, hy verlos ons uit die mag van die bose. Ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan hom. Hy bewaar ons ook. Hy bewaar ons so, dat geen haar van ons hoof afval nie, as dit nie die wil van ons hemelse Vader is nie. Daar sien ons nog iets wat hy doen, hy maak van ons kinders van die Vader, hy bewaar ons. En alles moet inderdaad tot ons saligheid dien en hy maak ons ook gewillig deur sy Gees om voortaan vir hom te leef. So daar's ons troos. Hoeveel dinge moet jy weet om te deel in hierdie troos? Sekerlik moet 'n mens weet jy troos nodig, nê? So 'n mens moet nie kennis van jou ellende. Okay, en wat dan? Ons daarvan verlos kan word. Okay? En dan dankbaarheid, blydskap, dankbaarheid. En hoe lyk dit prakties? Okay, en hierdie kennis van die lewe is nog wat tot wat word dit behandel? 2 tot 4. Okay. Kennis van verlossing. Sondag 5 tot 32. 31. Nee. En dan dankbaarheid. Sondag 32 tot 52. Okay. So, waar ken jy jou ellende? In die wet van God. Die wet van God, nee. En as die katekismes dan daar by Sondag 2 praat oor die wet van God, op wat se wet van God wys die katekismes ons? 10 gebooie. Ons mekaar lief hê soos onsself.
met julle hart en siel. Ja, as met die Here ons God lief hê met ons hele hart, met alles in ons naaste soos onsself. Kan jy dit onderhou? Nee, Nee, hoekom nie? dis is van nature geneig om God ons naaste te haat. Ja, ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. En dan vra Sondag 3, nou, maar waar kom hierdie verskriklike verdorwe natuur van ons vandaan? Het God ons dan so geskep? Nee, hy het ons goed in ons beeld Hy geskep. het ons goed in ons beeld geskep. En, maar kyk hoe laat is dit nou. En hy het ons goed in ons beeld geskep. So waar kom hierdie verdorwe natuur van ons dan vandaan? Van Adam en Eva in die paradys by die Ja, son. van die val van ons eerste ouers in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geword, dat ons glad nie in staat is om enigiets goeds te doen, net geneig is tot die kwaad. OK, nou, maar as God dan nie van ons iets onregverdigs, as ons verdorwe is en geneig tot die kwaad, nou eis hy van ons om sy wet te doen, is dit nie onregverdig van God nie? Nee, hy het ons geskaap om dit te kan doen. Hy het die mens geskaap en dis 'n belangrike ding wat ons daar leer. Ons is in Adam en in Adam was die ganse mensdom reg en goed geskape en daarom mag God dit ook eis van die mens. Nou, maar die mens het sy natuur en die natuur van sy hele nageslag wat in hom is nou verdorwe laat word en daarom kan ons dit nie meer doen nie, maar dit maak ons nie gee nie vir ons 'n verskoning nie, ons is steeds skuldig. Nou, OK. En nou, kan ons dalk ook nog vra, maar is God dan nie 'n God van liefde nie? Sal hy nie in sy liefde nou net hierdie krisis van ons oorsien nie? Nee, hy is 'n regverdige God. Hy is ook 'n regverdige God. Nou, hy's 'n regverdige God en daarom moet die sonde gestraf word. En dit vat ons net op by Sondag 4. Nou kom ons by Sondag 5, dan is die eerste vraag, maar hoe kan ons uit hierdie oordeel verlos word en weer as in genade aangeneem word? Wat moet gebeur? Die straf moet betaal word. Die straf moet betaal word, nee. So kan ek self betaal. Nee, Nee, kan enige ander skepsel vir my betaal? Nee, So wie kan vir my betaal? een wat waarlik God en waarlik mens is. Een wat waarlik God en waarlik mens is. En dit is Jesus Jesus. Waaruit weet jy dit? in die woord. Ja, die woord uit die evangelie, die blye boodskap. En waar kry jy die blye boodskap? Net in Matteus en Markus en Lukas en Johannes. Nee, die hele Bybel. Die hele Bybel begin in Genesis 3 vers 15 met die moederbelofte en dit loop steeds die Bybel. Dit kry sy hoogtepunt in Christus, nee. Jesus is van die begin af die fokus van die Bybel. OK. Nou is die volgende vraag, maar deel almal dan, soos wat ons in Adam verlore gegaan het, in hierdie verlossing wat daar in Christus is? Nee, net die wat deur 'n ware geloof in Jesus ingelyf is. Nee, net die wat deur 'n ware geloof in Jesus ingelyf is en sy weldade aanneem. OK, soos wat uit Adam in Jesus inkom. Nou, uit Adam in Jesus. Nou, hoe kom ons in Adam, uit Adam in Jesus in? Deur 'n ware geloof, nee, deur in geloof na Jesus toe te gaan. Nou wil ek vra, wat is 'n ware geloof nou weer? Hoe werk dit nou weer? Dis 'n en Dit is 'n vaste kennis en 'n vaste vertroue. Daar's vasstaande kennis en 'n vaste vertroue, nê? Vasstaande kennis van wat? Van Die evangelie. Ja, die beloftes van die evangelie en dan moet ek dit vertrou en aanneem, nê? OK, daai beloftes van die evangelie, wat is dit? dit is God wat homself beloof. God beloof homself. Dis die hoofbelofte van die evangelie, God, nê? In die sondeval skeer ons onsself los van God. Ons behoort aan onsself. Wanneer ons getroos is, dan word ons weer kinders van God. Ons kom weer terug na God. God sê, ek sal vir jou vader wees en jy sal vir my kind wees. Ek sal vir jou 'n God wees, jy sal vir my volk wees. Dis die kernbelofte van die evangelie. Nou som ons in die
daardie belofte van die evangelie op. In die 12 artikels. 12 artikels, nee, so opsomming van die belofte van die evangelie. En daarom is die 12 artikels hoe ingedeel. En God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ja, want dis wie die God is wat homself aan ons beloof. Nou, goed, en dan behandel die katekismes nou vir ons van Sondag 9 af tot by Sondag 22. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nou, met alles wat dit beteken, God die Vader van die almagtige Vader wat ons Vader word deur Jesus. Nou, God die Seun wat Jesus is, dit beteken hy is ons verlosser. Hy verlos ons uit die skuld van sonde. Hy verlos ons uit die mag van sonde. Hy is die Christus, want hy is in hoeveel ampte gesalf? 3 ampte. Wat se ampte is dit? So koning, 'n priester en 'n profeet. As hy koning, priester, profeet. As profeet verkondig hy wat? Homself. Ja, ek is die priester en die koning. Nee? As priester, wat doen hy? Offer homself. Hy offer homself. As koning, wat doen hy? Regeer oor ons. Hy regeer met sy goeie en sagte juk en sy ligte las oor ons. En hy bewaar ons by die verlossing wat hy vir ons verwerf het. Nee. En hy is ook die enige gebore seun van God. Wat beteken dit nou weer? Sy is van ewigheid gebore uit die Vader. Van ewigheid af gebore uit die Vader. En daarom is hy ook anders as ons. Ons is skepsels. Hy is nie geskep nie. Hy is van ewigheid af gebore uit die Vader. Ons word aangeneemde kinders. Hy is die ewige natuurlike kind van God. En hy is ons Here. Hoekom is hy nou weer ons Here? Want hy het ons gekoop. Hy het ons gekoop. Nee, nou is ons sy eiendom. OK, hy het ons met sy bloed gekoop uit die oordeel. Hy het ons met sy mag bevry uit die slawerny van Satan en sonde. OK, nou hy is ons Here. Hy het ook gelei met Pontius Pilatus, hy is gekruisig, hy het gesterwe. Wat het hy gedoen daar toe hy gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is? Hoekom nou juist aan die kruis? Wat doen hy aan die kruis? Hy dra die vloek. Hy dra die vloek. Want, hoekom? Want wat staan daar geskryf nou weer? Elkeen wat na hout dan is vervloek. Elkeen wat aan 'n hout hang is vervloek. En so wys dit vir ons duidelik, Jesus word vir ons die vloek. Ons moes vervloek gewees het weg van God in die hel, maar nou gaan Jesus vir ons in ons plek, nee. En hy dra die straf tot in die dood, in die graf in. En toe op die 3de dag staan hy op uit die dood. Watter nut het die opstanding uit die dode nou weer vir ons? Nog nie sondes, straf is klaar betaal en ons Ons sondestraf, dit wys vir ons duidelik, ons sondestraf is klaar betaal, ons is regverdig voor God. Tweede een, ons gaan ook eendag opstaan. daar is die waarborg dat ons ook uiteindelik sal opstaan. En die derde een, dat ek nou al in hierdie lewe in 'n nuwe geestelike lewe opstaan. My ou mens is saam met Christus gesterf, my nuwe mens staan saam met Jesus op. Want dit sing vir julle. OK. En dan is ons by die hemelvaart. Jesus vaar in die hemel op. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy tree vir ons daarin. OK, en hy regeer aan die regterhand van die Vader. En hy kom weer om te oordeel, né? Moet ons bang wees vir God se Jesus se wederkoms om te oordeel? Nee, Hoekom nie? want omdat hy gekoop het hy die straf vir ons betaal, so hy kom om sy vyande en ons vyande wat ook ons sondes te betaal. Pragtig. Nee, ons hoef nie 'n vrees te hê nie, want hy het klaar ons skuld betaal. Maar wanneer ons nie deur die geloof in Jesus ingelyf is nie, dan moet jy baie vrees. OK. Nou Sondag 20 gaan oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ewige God. En hy is ook aan my gegee om wat te doen. My te herinner aan wat Jesus alles gesê het. Ja, ek dink dis waar. Nog iets wat die katekisme sê wat nogals belangrik is. Hy is die een wat geloof in my werk. Wanneer ek in Jesus, hy lyf my in Jesus. Hoe? Met 'n ware geloof, want hy is die geloofwerker, het ons geleer, by 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 13. En dan
Verbonde aan die Heilige Gees, want nou het ons eintlik tot by Sondag 20 nou weer die drie eenheid gewerk, en God beloof homself aan ons, en ons het nou meer geleer oor die God, wat homself aan ons beloof, en wat 'n wonder al die dinge, en Vader, Seun, Heilige Gees, maar dan saam met die Gees gaan ook die belydenis oor wat? Oor die kerk. Nou, hoekom gaan die kerk se belydenis saam met die Heilige Gees? Die Heilige Gees bewaar die kerk. Ja, dink nog 'n bietjie. Want Jesus versamel die kerk deur sy Gees met sy woord. Nou, dis hoe hy die kerk uit die wêreld uit versamel, nê? En daardie kerk, wat 'n wonderlike beloftes het daardie kerk nog? Sal die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, ons glo die en die Wat is daai drie laaste dinge? Die Vergifnis van sondes, nê? Hierdie mense wat na Jesus toe geroep is en in Christus ingeroep is, het in Christus ook vergifnis. In Christus het ons die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Nou dit is waar ons nou laas keer gestop het. Nou kom Sondag 23 en dit sê, dis nou eintlik Sondag 23 is eintlik belangrik, want dit vat nou 'n bietjie saam, dit sê, wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Nee? Ons het nou deur al hierdie goed gewerk, en wat glo Christen? Christen glo die beloftes van die evangelie. Wat is die kernbelofte? Dis God, wat homself aan ons beloof, nee. Wat is 'n God? Drie enige God. En hierdie drie enige God en die leer van die drie enige God, wat in die hele Bybel is, probeer ons saamvat met die 12 artikels, en het ons nou dit geleer. Nou wat baat dit jou dat jy alles glo? Wat beteken baat? Sy voordeel hou dit vir jou in. Wat se voordeel hou dit vir jou in, nê? Wat se troos hou dit vir jou in? Dis 'n interessant en wonderlike ding wat die katekismes vir ons inhou, nê? Om in Jesus te glo is nie net 'n pyn nie. Baie mense dink is net 'n pyn. Eintlik is dit 'n huge voordeel. Dis 'n troos. Dis hoe die katekismes heeltyd werk. Wat is jou enigste troos? Wat baat dit jou? Hoe troos dit jou? Hele tyd, dit wys vir ons die Here wil vir ons goeie dinge doen. Okay, die Here wil vir ons 'n goeie God wees. Hy wil hê ons moet hom kan geniet. Hy wil hê dit moet vir ons goed wees in 'n verhouding met hom. Daarin dis nogals iets wat die katekismes ook vir ons mooi uitwys. So wat baat dit jou dat jy dit alles wil? Wat 'n voordeel? Nou goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder nou daarop ingaan. Kom ons kyk nou eers net na die werk wat julle moes gedoen het. Dan merk ons dit so 'n bietjie en dan sal ons dieper ingaan daarop Sondag 23. Ook 'n baie belangrike gedeelte van ons katekismes. Kom ons kyk eens, wat bedoel vraag 59 met dit alles? Wat op aarde beteken daai dit alles? Wat sê jy, Johannes? Maar as dit nie 12 artikels staan. Alles wat ons nou geleer het. Nee, al die beloftes van die evangelie, met jou ook so, Marie? Ja, die Heilige Evangelie, maar dan saam op 12 artikels. Ja, die heilige evangelie, nee, maar dis waar dit ons nou begin het, nee? Wat moet 'n Christen glo? Al die beloftes van die heilige evangelie wat saamgevat is in die 12 artikels. Nee, so ek dink jy is heeltemal reg, Johannes, as jy sê die 12 artikels, en jy is ook heeltemal reg as jy sê die evangelie. Miskien moet mens die twee kombineer dalk, nee, soos wat die katekismes dit sê, maar julle is reg daarso. Hoe is ons volgens antwoord 59 voor God regverdig? Wat sê die antwoordjie gedeelte? Wat het jy geskryf, Johannes? By vraagie 2. Ek dink deur Christus. Ja, kyk nou, en dis nogals belangrik, oom Attie begin sy antwoordjie met die in, nee? So jy het daar net Christus bygeskryf. En dis ook reg, maar die antwoord is, hoe is ons volgens antwoord 59 voor God regverdig? Ek daar staan, nee? Dat ek in Christus voor God geregverdig is. Nie? In Christus. Nie buite Christus nie, in Christus. Ons moet 'n bietjie nou kyk daarna. Okay? So, wat sê antwoord 60 van ons verdienste? Wat sê jy, Marie?
Dit sê ons kan nie God se regverdige verklaring verdien nie sonder enige verdienste van my kant. Sonder enige verdienste van my kant. Nee, ek verdien nie regverdige verklaring nie. Christus verdien dit vir my. Dit wat Christus my verdien het, word vir my gegee. My rekening geskryf. Nou, okay, ek word verklaar, regverdig verklaar, nie omdat ek regverdig is nie, maar omdat Christus my in my plek is. Goed, vraag 4. Hoe neem ons die weldaad van vryspraak in Christus of regverdig verklaring in Christus aan? Hoe neem ons dit aan? Met 'n gelowige hart. Met 'n gelowige hart neem ons dit aan. Okay. Goed, ons sal nou nog 'n bietjie dieper daarop ook ingaan. Dan vraagie 5. Skryf op hoeveel keer en waar in die watter vraag en antwoord julle die woorde slegs deur geloof in hierdie Sondag afdeling kry. Marie, wat sien jy? Die eerste keer is antwoord 60, tweede keer in vraag 61 en derde keer in antwoord 61. Okay, so dit word elke keer hierson hè, slegs deur geloof. Dit is belangrik. Nou, wat alleen of slegs is my geregtigheid voor God? Wat sê antwoord 61, Johannes? Daar is niemand regverdig nie, slegs nie, selfs nie een nie. Jy kan kies nou daar by Romeine 3:10. Vraag 6, by afdeling A. Ek dink ek het hom geskien. Ja. Toe maar, dis reg. Wat sê jy? Jy wel, Marie? Slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Ja, wat alleen die genoegdoening, heiligheid, geregtigheid van Christus, nee. Goed. So ja, kom ons kyk dan 'n bietjie na afdeling B. Wat sê Romeine 3 vers 10 van ons? Daai het jy hom nou lees om net weer, Johannes. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand regverdig, né? Hoe word ons volgens Romeine 3 vers 24 regverdig? Deur Jesus se genade sonder verdienste, deur die verlossing wat in Jesus is. Ja, né? Uit genade alleen, sonder ons verdienste, deur middel van die verlossing, ons kan ook sê loskoping, wat in Christus is. Christus self is die losprys, né? Wat ons loskoop uit die oordeel uit. Goed, Luther praat van die groot ruil. Waar kom Luther nou daaraan? Die Luther daarom maar. Wat se dingetjies sê hy? Okay, maar goed, wat lees jy in 2 Korintiërs 5 vers 21? Wat sien ons daar oor die groot ruil? Johannes, wat sê, het jy iets daarop gesien? Kan jy 'n bietjie vir ons? Jesus is sonde verklaar sodat ons regverdig kan wees. Mooi, nee, hy het vir ons sonde geword. En dis nog ons 'n ding waarmee Paulus werk, nee, in Galasiërs 3 vers 10 ook sê hy het vir ons, of vers 13, hy het vir ons 'n vloek geword. Nee. Hy het vir ons sonde geword. Okay. Nou, wie, sê Johannes 3 vers 36, ontvang die ewige lewe en wie nie? Wat sê jy daar, Marie? Hy wat in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun van God ongehoorsaam is, sal die ewige lewe nie sien nie en die toorn van God bly op hom. Ja, so wat is die noodsaak wat ons uit daai versie uitleer? Wat is noodsaaklik in daai versie? Moet in die Seun glo. Ons moet in Jesus glo. Okay? Verdien ons geloof enige iets? Nee. Ja, geloof verdien nie, maar dit is wel noodsaaklik. Nou, wel noodsaaklik. Okay, so ons gaan nou net daarna weer 'n bietjie kyk. En dan is geloof sonder werke of sonder bekering 'n ware geloof. Geloof wat ons kan red. Wat sê Jakobus 2:14? Ja, geloof sonder werk kan ons nie red nie. Geloof sonder werk is dood, né? So met ander woorde, ons word uit geloof alleen,
deur geloof alleen sonder die werke gered. Nou, maar is nooit geloof wat alleen is nie. Nee, geloof bind jou aan Jesus. En as jy aan Jesus gebind is, dan kom daar ook 'n nuwe lewe. Nou, okay. So dit is een van die merktekens van ware geloof, is daar is ook 'n nuwe soort lewe. Maar is daai nuwe soort lewe deel van jou betaling? Nee. Nee. Nee, dis 'n byproduk. Dis 'n noodsaaklike byproduk. Dis weer eens net soos geloof en bekering, dis noodsaaklik, jy moet dit doen, maar dit verdien niks nie. Ook jou werke, nê? Dit verdien nie jou regverdig verklaring nie. God hou daarvan en hy beloon dit selfs uiteindelik uit genade, en ons sal sien by Sondag 24 meer daarvan deur. Maar dit het niks te doen met jou regverdig verklaring nie. Okay? Want daai werke is onvolmaak. Okay? En God soek volmaakte werke vir die regverdig verklaring, soos Jesus sinne is. Nou, okay, so kom ons kyk nou 'n bietjie. Kom ons gaan nou in die katekismes self in, en dan probeer ons nou verstaan wat daar by Sondag 23 van die katekismes nou staan, nee. So, ek wil net 'n bietjie uitvee. Goed. Kom ons kyk. Wat sê die vraag hier? Lees 'n bietjie daar vir ons Johannes, vraag 59. Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? Wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Wat baat dit jou? Wat is die antwoord, Marie? Dat ek in Christus voor God geregverdig is en 'n erfgenaam van die ewige lewe. Okay, sodat ek in Christus regverdig is. Nou maak nou 'n bietjie, kom ons maak ons Bybels oop by Romeine 8. Het jy hulle onthou? Romeine 8. Lees bietjie Romeine 8 vers 1, Johannes. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie in die vlees wandel nie, maar in die gees. Dan sê hy, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En daar geen veroordeling nie, het ook alles te doen met regverdigmaking, nee, regverdig verklaring. Maar goed, baie belangrik. Kom ons kyk nou 'n bietjie. Ek wil dit gou-gou hier teken. Hierso is nou ons prentjie. Okay. En right, hierso is 'n goeie wêreld. Genesis 1 tot 2. Goeie. Okay. Nou is hier 'n sondeval gebeur, né? Genesis 3. En as gevolg van die sondeval is daar nou in hierdie wêreld God se oordeel, nê? Ons leef in hierdie wêreld nou. Kom ons teken dit so 'n bietjie. Ons is in die wêreld, waar kan ons nou mannetjies teken? Ons teken nog groen mannetjies. Okay? En in die wêreld is ons nou slawe.
ons is vasgevang in hierdie wêreld, kan ons sê, ons is hierso in tronk van sonde en Satan. Okay? En by dit alles ook onder die oordeel van God. Okay? Want dit is wat God gesê het. Maar nou is die evangelie dat hierso in die wêreld inkom Jesus. Okay? En hy kom met sy kruis hier in die wêreld in. Okay? En nou is hier 'n baie belangrike ding wat gebeur. Hoe is ons in Christus? Want nou sê die Bybel vir ons, in Christus geen veroordeling nie. Ons is almal onder die oordeel, maar en in die tronk van sonde en Satan, maar in Christus geen veroordeling meer. En dis wat ons katekismes ook sê. Wat baat dit jou dat jy alles glo dat ek in Christus voor God regverdig is? Nee. Nou, hoe kom ons in Christus? Wat het ons geleer? Deur geloof. Deur die ware geloof is ons in Christus ingelyf. So, kom ons sê, ware geloof lyf ons in Christus in. Ja, kom ons skryf dit hierso. Ware geloof lyf ons in Christus in. Okay. En dan dra Christus vir ons die oordeel en nie meer ons nie. Sien julle dit? En daarom kan Paulus in Romeine 8 vers 1 sê, vir elkeen wat in Christus is, daar is geen veroordeling meer vir hom. Ja, want Christus dra nou die oordeel, né? Kom ons skryf dit, die ware geloof lyf ons in Christus in, en dan dra Christus die oordeel. En nie ek nie. En dan is ons ook regverdig voor God. Maak dit sin vir jou. Maak dit vir julle sin. So dan is ons regverdig voor God. Nou kom die volgende vraagie en dit sê, maar hoe is ons regverdig voor God? Hoe is ons regverdig voor God? Kom ons lees 'n bietjie wat staan daar. Hoe is ons regverdig voor God? Wat sê daai vraagie? Kyk hoe laat is dit nou. Ek is nog genoeg tyd. Hoe is ons regverdig? Wat sê daai vraagie 60? Of antwoordjie 60? Dankie Marie. Wie gaan hom vir ons lees? Marie, lees jy vir ons 'n bietjie? Alleen deur 'n ware geloof in Jesus Christus, sodat al klaag my gewete my ook aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en geen een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig teer tot alle boosheid geneig is. God my nogtans sonder enige verdienste aan my kant, uit louter genade, die volkome voldoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk en toereken, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Ja, asof ek self alle gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Wow, dit is geweldig. Geweldig, né? Kom ons dink 'n bietjie. So, hoe is ek regverdig voor God? Kom ons breek daai ding 'n bietjie af. Wat beteken dit? Wat beteken dit
as ek in Christus regverdig is. Kom ons begin. 1. Lees hom nou 'n bietjie weer. Johannes, lees jy hom nou 'n bietjie, dan gaan ek vir jou sê stop, né? Dan moet ons hierdie ding bietjie vir onsself uitmekaar uithaal. Okay? Alleen deur ware geloof in Jesus Christus, sodat al klaag my gewete my ook aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en geen een daarvan gehou het nie. Okay. Wat beteken dit om regverdig voor God te wees? Ek is regverdig al voel ek nie so. Dis mos wat daar sê. Ek is regverdig al voel ek nie so. So my gevoel vertel nie vir my ek is regverdig nie. Dit wat Jesus vir my gedoen het wanneer ek in hom glo, dit is wat my regverdig verklaar is. Nie my gevoel nie, want ons sukkel met ons gevoel nie. Ons kan baie keer verskriklik voel en dis ook goed so. Dat ons verskriklik voel want ons doen verskriklike dinge, dan moet jy sekerlik verskriklik voel. Maar jy's nie regverdig omdat jy reg voel nie. Jy's regverdig oor dit wat Jesus vir jou doen. Okay. Nou, kom ons lees 'n bietjie aan. En dat ek nog gedurig deur tot alle boosheid geneig is. Okay, hier's nog 'n ding. Ek is regverdig al is ek onvolmaak. Okay? Met ander woorde, ek worstel nog met allerlei sondes in my lewe. Partykeer kan ek myself nie keer en dan het ek alweer 'n sonde gedoen. Beteken dit dan ek is nie meer regverdig voor God nie? Nee, want Jesus, hy sorg vir my regverdiging. Nie hoe ek voel nie of ek my geneigings alles volmaak reg kry nie, niks van dit nie. Jesus. Okay? Ons lees nou nog 'n bietjie aan. Wat staan daar nog? God my nogtans sonder enige verdienste aan my. Aha! Ek is regverdig sonder dat ek verdien. Geen manier verdien ek. Geen manier. Niks, ek verdien niks nie. So, ek is regverdig al voel ek nie so nie. Ek is regverdig al is ek onvolmaak. Ek is regverdig al sonder dat ek enigiets verdien. Okay? Dan kom ons lees nog 'n bietjie aan. En kleitere genade, die volgende voldoening, volkome voldoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk en toereken. Okay, so ek dink ons kan hierso dit sê. En ek dink as ons hierdie onthou van hierdie gedeelte, dan sit reg. Né? Ek is regverdig omdat God op my rekening Jesus se volmaakte gehoorsaamheid skryf. Kom maak dit sin. So dis hoekom ons regverdig is. Né? Ek is regverdig al voel ek nie so. Ek is regverdig al is ek onvolmaak. Ek is regverdig al verdien ek niks. Ek is regverdig omdat God Jesus se volmaakte straf dra en volmaakte wetnakoming vir my gee. Okay? Maak dit sin vir jou?
OK. So Jesus dra in my plek die toorn van God. Dis Romeine 3 vers 25 en 26. Jesus is in my plek die losprys wat sy lewe gee om my los te koop uit die oordeel van God. Ja? Jesus se volmaakte lewe is vir my daar. OK? Vir my wat in Jesus glo. Nee, dan is ek regverdig vir God in hierdie lewe waar dit krisis is en moeilik is en alles goed kan ek weet ek is nou reeds regverdig voor God. Nee? En omdat ek regverdig voor God is, dan sê Paulus in Romeine 5 vers 1 het ek vrede by God, nou word ek sy kind, hy word my vader, en ek het 'n hoop op die toekoms, ek het die ewige lewe. Nou, ek kan weet, ek is nou op pad hiernatoe. Ek is nie meer in tronk van sonde en Satan nie, ek is bevry in Christus, regverdig voor God en op pad na die nuwe aarde toe. Ek maak dit vir julle sin. En terwyl ons nou op pad is, kan ons nou nuwe lewens begin lewe, want ek is nie meer 'n slaaf van sonde en Satan nie. OK, maak dit sin? Dis wonderlik die evangelie, hierdie is skitterend. OK, dit is net so skitterend, nee. Wonderlik. OK, nou kom ons kyk 'n bietjie. Nou is hier 'n belangrike dingetjie. Nou staan daar, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Want dis nou 'n vraagie. Ons sê ons is regverdig net deur dit wat Jesus doen, maar hoekom sê ons dan deur die geloof regverdig? Wat sê daar antwoordjie? Lees 'n bietjie daar, Marie. Nie dat ek vanweë die waardigheid van my geloof God welgevallig is nie, maar daarom dat alleen die voldoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is, en dat ek dit nie anders as alleen deur die geloof kan aanneem en my kan toeëien. Daar's hy. So, as Paulus sê, kom ons lees nou 'n bietjie na Romeine 3 toe. Kyk Romeine 3 vers 28. Wat staan daar so? Het jy hom daar so Johannes lees hom 'n bietjie vir ons. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ons word geregverdig deur die geloof. Nou sê ek vir jou maar, verdien jou geloof dan nie die regverdig maak nie? Nee, Hoekom nie? dit is net die hande waarmee ek dit aanneem. Ja. Geloof, regte geloof, is nie weer 'n werk nie. Kyk nou na hoofstuk 4 toe. Dis noodsaaklik, gaan nou sê hoekom noodsaaklik, maar nie 'n werk waarmee jy verdien nie. Kyk nou na, kom ons lees 'n bietjie daar in hoofstuk 4 in. Lees ons Marie hoofstuk 4 vers 1. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees gekry? OK? So nou gaan dit, het Abraham iets verdien? OK? Wat sê versie 2, Johannes? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roep, maar nie teenoor God nie. OK, so wat Paulus daar sê, as hy uit die werke geregverdig is, met ander woorde, hy's geregverdig deur die verdienste. Hy het verdien, en toe sê God, okay, Abraham, jy het volmaak die wet nagekom, en Abraham, jy het ook jou straf gedra, so Abraham, daarom is jy regverdig voor my. Okay? Wat kan Abraham dan doen? Dan kan Abraham sê, goeie werk Abraham, pragtig. Okay? Hy kan dan spog daarop, dis wat Paulus daar sê. Maar nou sê Paulus, maar hy kan nie spog daarop voor God nie, want hoekom nie? Want Abraham is nie deur die werke geregverdig nie. Hy kan nie deur die werke geregverdig wees nie. Okay? Nou wat sê versie 3? Lees 'n bietjie vir ons versie 3, Marie, ek dink is nou jy. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Okay, so Abraham het nie gewerk nie, toe kan hy nie spog nie. Wat het Abraham gedoen? Abraham het geglo. En die geloof is om tot geregtigheid gereken. Abraham glo.
Maar wat beteken dit dan presies? Kyk na versie 5. Of nee, versie 4. Johannes, dis jou vir ons. Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Okay, so as jy werk, dan kry jy niks verniet nie. As jy werk, word jy betaal. So as jy werk om vir God regverdig te wees, dan gaan jou regverdig verklaring betaling wees. As jy nie werk nie, dan kry jy dit verniet, as dit 'n guns. Okay? Nou verduidelik hy dit verder in versie 5. Dis 'n bietjie vir ons vers 5, Marie. Aan hom wat egter nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Okay, so wat gebeur hierso? Ek glo in 'n God en in 'n Jesus wat goddeloses regverdig verklaar. So wie's ek? Goddelose. Goddelose, verdien goddelose iets? Gaan goddelose iets met sy geloof verdien? Nee, want hy is 'n goddelose. Okay, kan glo tot 'n blous in sy gesig is goddeloos. Goddeloos is van hel toe. Okay? Jy verdien niks met jou geloof nie, absoluut niks. Nee? Wat geloof doen is, hier's 2 opsies. Die een opsie, kom ons sê amper 3 opsies. Die een opsie is die verlore seun opsie. Hy sê ek sal vir myself die goeie lewe gaan gee. Die beste lewe gaan ek vir my gee, met allerlei plesierigheid soos wat ek dit dink. Gaan hy daardie lewe hê? Gaan hy daar regverdig wees voor God? Nee, so wat doen geloof? Geloof sê, hierdie is nie die beste lewe nie. Ek sal na Jesus toe gaan. En in Jesus kry ek regverdig verklaring. In Jesus is ek nie meer onder die oordeel van God nie. Daar by die ou lewe, waar ek gedink het ek gaan myself die beste lewe gee, was ek onder die oordeel van God. En geloof sien, dis 'n gemors, geloof sien Jesus, en ek gaan na Jesus toe. Okay, dis wat geloof doen. Geloof stap weg van 'n goddelose lewe na Jesus toe. Okay? Maar verdien ek daarmee iets? Nee. Nou is nog 'n opsie. Die ander opsie is die wettisus opsie. Die fariseer opsie. Hy sê, ek sal op myself vertrou en ek sal die werke van die wet doen en so sal ek regverdig voor God wees. Jy sien geloof, maar dit werk ook nie, want om op jouself te vertrou is afgoderry. Ek maak myself al hoe meer skuldig hier voor God. En by dit alles, my werk is nie eens volmaak nie. En ek kom nie eers by alles uit wat die wet sê nie. Hy sê, ek sal vir myself al wegloop na Jesus toe. Okay? Om daar iets te verdien. Maar jy sien, as jy op vertrou, dan is jy alweer besig met afgoderry, want jy kan nie op Jesus vertrou. Okay? Die moment as jy op vertrou, as jy besig om op iets verkeers te vertrou, en dan wil jy daarmee iets verdien, maar jy kan nie, jy gaan na Jesus toe. En by Jesus is jy in hom en nie meer onder die oordeel nie. Nou, hoe lank is ons tyd nou? Okay. En dan is dan, dit is dan, so dit is die, ek loop altyd weg van wettisisme, ek loop altyd weg van my, daar is soos die om te sê, die antinomianisme, en ek gaan altyd na Jesus toe, en in hom het ek dan regverdig verklaar. Okay, maak dit vir julle sin? Okay, so dit is, geloof verdien nie, ek word nie op grond van die waarde van my geloof gered nie. Nee, geloof vat my na Jesus toe. Hy is die waardevolle een. Okay, maak dit vir julle sin? Ja. Okay, nou kom ons stop dan daar. En dan sal ons dan volgende keer aangaan daarby Sondag 24. Okay, kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer in die woord kon wees. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat ons regverdig verklaring kan hê en U kan hê, o Here Jesus. Ons loof U daarvoor. Ons wil vra dat U ons altyd U sal laat raak sien. En dat ons sal kan onthou, ons is regverdig, al voel ons nie so nie.
Ons is regverdig al kla ons gewete ons aan, ons is regverdig al verdien ons niks nie. Ons is regverdig alleen op grond van dit wat Jesus vir ons doen. Ons loof U daarvoor, Here. Amen.